Goeiemôre, 20 Augustus. Die Iran-oorlog het nou geswing. President Trump het nou afgekondig, dit is nou 'n volskaalse ekonomiese oorlog. So wat beteken dit? Dit beteken volskaalse ekonomiese pressure op Iran. Volle sanksies, blok die stryd of Hormuz, geen in, geen uit. En sanksies teen ander lande wat hulle probeer support. Enige ander land wat met hulle kontak maak of probeer support, gaan hy op hulle ook sanksies sit. Iran se neighbors is besig om op te pak en te loop. UAE het nou alle ekonomiese bande met Iran gebreek. Alles. En about 1/3 of so van Iran se imports kom van UAE af. Die probleem met die IRGC, radical Muslim mannetjies, is dat hulle al hulle lewe lank hulle is soldate, terroriste, wat jy het wil noem. Oppress die mense. Hulle is nie regtig 'n regering wat weet hoe werk geld. Al wat hulle gedoen het, hulle het geld gekry by die government die hele tyd. Nou moet hulle dit self generate, want hulle het ons oorgevat. Nou gaan hulle vinnig agterkom hoe groot moeilikheid raak het as jy nie meer geld kan generate om vir jou drones en missiele te bou en jou terrorist proxies te sponsor dat hulle ander mense gaan attack nie. Is die potte opdroog, gaan jy nou sien hoe vinnig gaan dit hulle 'n impak op hulle is. Kyk die inflasiekoers in Iran, klaar by die 90%. Kospryse oor 100% op. So die ekonomiese druk gaan nou ernstig raak op hulle. President Trump het baie tyd. Met die ekonomiese oorlog het jy baie tyd. Kyk wat hulle met Suid-Afrika gedoen het toe die sanksies ingekom het. Baie tyd. Wêreldse sanksies teen Suid-Afrika. Gelukkig het Suid-Afrika die vermoë gehad om baie goed self te develop en te bou van daar af. Die probleem met Iran is, kry niks meer support in die geld en om goed te bou nie. Maar ook as hulle iets bou in terme van wapens, intelligence stel het op en gaan bom het. So, dis wat ons voordeel was. Ons het ons eie cheetahs begin bou, jy weet, en ons eie rooi valk ontwerp en begin bou en daai tipe van goed. Maar daar was nie op ons gebom as ons die factory opgesit het om dit te bou nie. Dis die verskil tussen ons en Iran met die sanksies wat nou teen Iran is. So, die militêre magte van die Amerika bly in plek in die omgewing. Die blokkade gaan in plek bly vir nog lank. Dis nie dat die Amerikaanse weermag ekstra geld kos hier, hy skep het moet ontplooi in die Midde-Ooste. So nou sit hulle maar net daarso waar die blokkade is. Ekonomiese sanksies is kos nie baie geld om dit te doen nie. En maak dit seker niemand doen deals met daai land nie. En as hulle doen, dan sanksie hulle ook. So hierdie ekonomiese oorlog kan vir jare en jare en jare aangaan. Maar met die bystand van 'n nodige stryk as dit nodig is. Want alles is geteken. So, ons gaan nou maar sien hoe lank survive die Iraniërs. Die RGC het gedink, hulle sal vir Trump out-survive. Hulle het gedink, hulle gaan hom push en druk totdat hy moet stop voor die einde van hierdie jaar vir die midterm verkiesings. Dit pla hom glad nie. So, hulle het 'n foutjie begaan. Hulle het 'n misjudgment gedoen. Sien maar hoe ver trek hulle, en wanneer besluit hulle, okay, kom ons is nou sorry, kom ons gee maar op ons nuclear wapens. Dis vir my die snaakste, hulle wil dit nie opgee nie. Baie die snaakste. En hulle het mos altyd gesê, ons wil dit nie eens hê nie, maar nou wil dit nie eens opgee nie. Typies moslim, radikale moslim, terroriste, dis maar hoe hulle opreed. Geniet die dag. Cheers!